Kerkgemeenskap. Ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop het sover 'n goeie dag. Ek weet ons almal beleef uitdagings en ons almal het ons eie dinge wat aan die gang is. Ek wil vir jou dankie sê dat jy geklik het op hierdie video, dat jy hierdie video gaan kyk. En ek dink ons is besig om baie prakties te raak in hierdie afgelope paar video's. 'n Paar goeters wat ek dink of nie dink nie, wat ek weet mense dalk oor wonder, goed waaroor ons nie genoeg praat nie. Die vorige video het ons gefokus op hoe lees ek die Bybel. Gaan kyk hom asseblief. Dit is regtig 'n goeie metode, goeie maatstaf vir ons om die skrif net te verstaan. Ons het ook nou 'n Facebook page begin. Ek dink daar gaan 'n bietjie meer traction wees by die Facebook page. Ek sien blad, die Facebook blad. Ek sien daar is baie meer mense op Facebook as op YouTube. Nietemin, welkom hier so by ons. Nou vandag gaan ons die baie moeilike, maklike, interessante tema tackle van: is my dominee, predikant, pastoor, leraar, apostel, profeet, wat ook al hy homself noem, is hy besig om die woord te verkondig? Jy in 'n kerknaal is vir 'n lang tyd en jy wonder, luister, is die predikant of wie ook al hy is besig om die regte goeders te sê? Wat kan jy doen en watse vrae kan jy vra om seker te maak, luister, hierdie ou is legit. So die eerste ding is, en ek weet dit is 'n baie omstrede tema, jou predikant of pastoor of leraar of wie ook al hy is, ek gaan nou nie elke keer die hele pedigree sê nie, maar kom ons sê, ek sê predikant, so as jy sê pastoor of leraar, dan sit cool, of wat ook al. As jou predikant nie geleer het nie, as hy nie gaan studeer het nie, en ek weet baie mense gaan nie daarvan hou nie, en asseblief hoor my nou, net hier in, as hy nie studeer het nie, dan gaan dit bitter moeilik wees vir hom om die woord uit te lê, om terug te gaan na die Hebreëus toe, Ou Testament, die Aramees, die Grieks in die Nuwe Testament. Dit gaan op die basiese vlak gaan dit nogals redelik moeilik wees. So glo ek dat iemand kan steeds preek as hulle nie die Grieks of die Hebreëus verstaan nie. Of vra ek vir myself 'n moeilike vraag. Ek glo tot 'n mate. Nou, die vraag is, en dalk sê jy vir jouself, maar hoekom? Hoekom is dit nodig om die Grieks of die Hebreëus te verstaan? Wanneer ons die Grieks en die Hebreëus verstaan, dan verstaan ons die konteks, en dan verstaan ons die konteks waarin sekere woorde gespreek was in daardie tyd, of gesê was. Sekere woorde gesê was, so in Hebreëus is daar sekere woord gesê, en die mense het dit gehoor op 'n spesifieke manier. En dis is dit jou predikant, of pastoor of leraar, of wie ook al dit is, se plig om vir jou te sê, maar weet jy wat, daai woord, dit is hoe die eerste hoorders dit gehoor het, en nou, dit is hoe ons dit moet verstaan vandag. So, kyk uit daarvoor, en weet jy wat, vra vir hulle, want ons Bybels wat ons nou het, en ek praat nou van al die Bybels, 83, 33, 53, 20, 20, Nuwe Lewende, ek het nog nie baie te doen gekry met die Nuwe Lewende vertaling, ek gaan met julle eerlik wees, maar ek weet die 33, 53, die 83 vertaling en die 2020 vertaling byvoorbeeld, dit kom van die brontale af, het kom van die Grieks af, het kom van die Hebreëus af, in die Ou Testament was daar Aramees ook gebruik, soos dit kom van hierdie tekste af. So dit is baie belangrik, dat ons hierdie grondteks moet verstaan, en dit in die konteks moet verduidelik, die konteks van dit wat daar gebeur het, en die konteks
van hoe dit oorgedra moet word, en ons praat van hermenese. So daar's drie dinge wat jy moet doen as jy 'n preek skryf, en dit is dalk die volgende ding wat jy vir jou predikant kan vra. Doen jy eksegese? Doen jy hermenese? Doen jy homilese? Nou, eksegese is as jy gaan kyk na die teks, en ek probeer dit baie vereenvoudig, so asseblief, die ouens wat teoloog is, jy weet, as jy my wil praat oor skiet 'n boodskap, maar ek probeer dit verduidelik vir mense wat dit nie verstaan nie. Eksegese is wanneer ek gaan kyk na die brontaal, die konteks, die ontleding van die woorde, die kultuurhistoriese agtergrond, daai tipe goeters om dit mooi te kan oorsit. Dan my hermenese is om daai brug te bou, om te sê, okay, right boys, dit is wat dit beteken, en dan, dit is wat dit nou beteken, hoe gaan ons hierdie brug bou? Dan my homilese is om dit oor te dra, 'n preek skryf, spesifiek so op 'n manier wat mense dit gaan verstaan. So, weer eens van persoon tot persoon gaan die preekstyl verskil. So een ou gaan sag preek, die ander ou gaan hard preek, die een ou gaan preek met woema en met gusto, want hulle is gemaklik, ander mense gaan dalk nie so preek nie. Dit beteken nie 'n predikant is nie 'n predikant nie. So, of pastoor of leraar. Julle weet wat ek bedoel. So, dit is baie belangrik, en neem altyd die vrymoedigheid om met hulle te praat. Om vir hulle te vra, die mense wat preek, of wat in sommige gevalle beweer hulle preek, vra vir hulle, waar kry jy jou inligting vandaan, wat is aan die gang, en so meer, ensovoorts. In gemeentes, en ons sal daarby kom by die ware kerk, om seker te maak, jy is by 'n kerk wat die ware kerk is daar ouderlinge, en die ouderlinge is iets wat in die Bybel is, dit, presbyteros is die Griekse woord, presbyteros, die ouderlinge, en hulle kyk ook na hierdie tipe goeders, hulle kyk na die woord verkondig, en hulle kyk, is die predikant op die regte pad, en so meer. Okay, so, baie dinge wat ek nou vir jou gesê het, is so half 'n fondasie om te lê, maar kom ons raak prakties, en kom ons sê vir onsself, right, en ek gaan name noem. Ek is baie jammer, baie mense sal sê, maar jy kan nie sê, Steven Furtick is nie 'n predikant nie. Dude, ek wil eintlik sê, hy het 'n baie goeie onderstel gekry, maar hy is nie 'n goeie predikant nie. Want die goed wat hy verkondig is net, dis wild en dis crazy. Die rede hoekom ek daai naam sê, en die rede hoekom ek dit oordra, is nie om te name and shame nie, maar dit is om mense te waarsku. En ek sien al hoe meer en meer mense wat goed deel op sosiale media, Instagram, Facebook, YouTube, waar ook al, en dan sit hierdie, en verskoon my Engels, is hierdie powerful message. En dit is, maar as jy gaan kyk na die onderstel van wat gesê word, dan is dit baie keer meer gefokus op die mens, en hoe sterk jy is, en jy moet net ja sê, en jy moet net dit, en jy moet net dat, en dan word die fokus weggevat van God af. So, as jou predikant preek, en hy preek oor mense, net mense, en hy preek oor die krag van jy, en die krag van jou, en die feit dat jy net moet ja sê ja vir jou lewe, en dan, nie dat hy dit in daai stem gaan doen nie, maar, jy weet, jy is die sterkste jy, en jy is die beste jy, en jy is die dit, en jy is die dat, en jy is die sis, en jy is die so, dan moet jy besef, die wêreld wil vir ons laat glo dat dit gaan oor ons, en dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God. Verlede week of vroeër die week se video het gegaan oor hoe lees ek die Bybel, en daar was 2 dinge wat uitgestaan het, die indikatief en die imperatief. Die indikatief, die Godsopenbaring, wat openbaar God van homself, is die belangrikste. En dan die imperatief, die opdrag, wat moet ons doen? Hoe moet ons dit leef? Hoe moet ons hierdie teks leef? So dit is baie belangrik. So asseblief, as jy deel is van 'n gemeente, en jy het vra liewers, en maak seker, as jy onseker is oor goeters, as jy onseker is oor wat jou predikant sê of doen, praat met hulle daaroor. Ek gebruik altyd die voorbeeld, of het al baie die voorbeeld gebruik, as jy in 'n kerk instap, en jou predikant sê, wie ook al, predikant, pastoor, leraar, sê, jy is die beste weergawe van jouself, en jy moet net ja sê, en wat, stop. Want
dan is hy besig om die punt te mis. Heeltemal. Uit onsself verdien ons niks, uit onsself is ons niks. Ons is sekondêr, God is primêr. Met ander woorde, God is eerste, ons is tweede. Dit gaan eerste oor hom. Dit gaan eerste oor God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan gaan dit oor die mense, dan gaan dit oor die kinders van God, die volgelinge van Jesus. Dis baie belangrik. So, maak asseblief seker dat, as jy die vraag gaan vra, is jou predikant reg, preek hy die regte goeders, vra hierdie vrae van waar af preek hy, gee hy konteks. Ek het al baie ouens gesien, wat 'n hele toespraak het, want dit is nie 'n preek nie, 'n hele toespraak, en dan lees hy een sinnetjie na die tyd, en dan dis nou die boodskap. En dit is nie preek nie. Dit is 'n lesing. Dit is 'n klas, dit is 'n toespraak. Dit wat ek nou doen is nie preek nie. As ek preek, dan preek ek God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, al drie. Baie mense glo dat jy hoef net te preek oor Jesus, of jy hoef net te preek oor God, of jy hoef net te preek oor die Heilige Gees. Dis God drie-enig. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, maak seker dat waar jy dien in 'n gemeente, en waar jy prediking ontvang, en waar jy woord ontvang, die afgelope tyd sal baie mense wat sê, maar ek het woord ontvang, wat niks meer fout is nie. Maak seker, jy vra die regte vrae. Luister, wat verkondig hierdie ou vir ons? Want, en ons gaan weer terug gaan na daai teks in Jeremia, ek hou van daai teks, want daai teks kan so vinnig uit verband geruk word, Jeremia 41, wat Jeremia sê, en ek wil nou gou vinnig daarby uitkom, en net vir julle wys, hoe vinnig kan dit gebeur, dat mense mislei word. Is dit Jeremia? Nee, is nie Jeremia, is 21. Jeremia 21. En die predikante moet ook kan sê, ja, maar ek is verkeerd. Ek het, as hulle foute maak, dan moet hulle dit kan sê. Kom ons kyk het gou vinnig. Jeremia 21. Het is ook nie Jeremia 21. Kyk nou hoe Google ek het teksgedeelte. Ek is jammer. En nou moet ek eers rek, en ek moet eers alles doen met my, is dit 29, Jeremia, 29 vers 11. Kom ons kyk gou so, hier sê, Wouter. Kom ons sê, jy loop in 'n kerk in, wat ook al in die predikant of die leraar sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Gebruik net daai vers. Kyk, van daai vers af kan jy die beste, slegste, swakste voorspoed teologiese preek hê, toespraak hê, want jy kan nie altyd net vir mense laat glo, maar jy is die beste, jy is great, jy is dit, jy is dat, men, hoekom sal dit sleg gaan met jou, dit moet net goed gaan met jou, dis wat die Bybel sê, en weer eens, konteks. So maak seker, jou predikant is besig om konteks te gee. Ek weet ek sê nou baie goeders, maar ek gaan 'n rundown gee aan die einde. Dit is sluk vir my koffie vat. So asseblief, as jy wil seker maak, is jou predikant, pastoor of leraar, besig om reg te preek, dan vra jy die volgende vraag. Watse teks gebruik hy? Met ander woorde, gaan vra hom, gebruik jy die Grieks? Gebruik jy die Hebreëus? Begin net daar. Ou Testament Hebreëus, Nuwe Testament Grieks. Gebruik jy? Watse grondteks? Vra vir hom, watse grondteks gebruik jy? Okay? Watse ontleding doen jy? Nou, watse woorde het jy gekyk? Wat is die konteks van hierdie gedeelte? Ons moenie settle vir 'n sinnetjie aan die einde of aan die begin wat heeltemal uit konteks uitgeruk word nie. So dis belangrik. Vra jou predikant, of wie ook al dit mag is, of mag wees, waaruit preek jy? Waar het jy geleer? Dis belangrik. En ek wil dit eintlik so stel, en dalk is dit 'n baie vreemde ding om te sê, maar gaan jy 'n dokter vertrou om aan jou te sny,
en aan jou te werk en vir jou 'n voorskrif te skryf, as die persoon nie geleer is nie. Ek dink nie ek sal dit sommer doen nie. Gaan jy 'n predikant of 'n pastoor of 'n leraar of 'n wie ook al dit mag wees, vertrou met iets wat ewigheidswaarde het, om jou toe te rus, sonder 'n onderstel, en ek weet baie mense gaan nie hou van dit wat ek nou sê nie, maar ek sê dit met respek. Enige iemand wat sê hulle is 'n leraar, moet daarom 'n onderstel hê en moet daarom weet hoe om die Bybel te ontleed en te verkondig. Dit is regtig belangrik. So, wanneer jy Sondag by die kerk is, luister so 'n bietjie. Luister na die konteks, luister na die woord, luister na of daar konteks gegee word, hoe die eerste mense dit gehoor, en die ander ding is ook, luister, hoe kan jy dit leef? Nou, ek dink baie predikante, of pastore, of leraars, fokus op, heeltemal te veel op wat ons moet doen, en dan vergeet hulle van die indikatief van die Godsopenbaring. So maak seker, daar is 'n goeie balans. God is eerste, hy is die primêr, hy is die kern, en dan, hoe moet ons dit leef? Implisiet, eksplisiet. Implisiet is, jy moet gaan kyk na die teksgedeelte, en jy moet kan sê, okay, hierdie opdrag is nie so duidelik nie, wat is daar wat is daar meer, hoe moet ek 'n bietjie meer lees? Gebruik 'n studiebybel, vra jou predikant, of jou ouderling, of wie ook al, jy dink, wat meer geloofskennis het, en wat meer geloofswysheid het, vra hulle. En dan die leef, of eintlik die eksplisiete opdrag. Eksplisiete opdrag is, julle moet gaan, en julle moet disippels gaan maak, of julle moet gaan, en julle moet reg lewe, of julle moet gaan, en julle moet lewe soos mense van die lig, of julle moet verkondig, of maak seker dat jy verstaan wat die ou wat vir jou preek, kan preek. Asseblief. Die rede hoekom ek baie klem lê daarop is, ons moet onthou ons lewe in die laaste dae. Nou, hierdie is nie 'n video om te fokus op die eskatologiese nie. Die eskatologiese is die dinge van die laaste dae. Dis nie 'n video wat fokus op dit nie. Dis 'n video wat fokus op, is ons as gelowiges besig om dit wat ons ontvang Sondag by Bybelstudies en al die tipe dinge, is dit suiwer, is dit reg? Want ons moet weet, ons lewe in die laaste dae. Hoekom? Tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Ons is tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. En wanneer ons Openbaring gaan lees, dan verstaan ons, maar dit is wat nou aan die gang is. Dit is die laaste dae. Ons moet gereed wees, ons moet paraat wees. Ons moet reg wees. Ons moet op so 'n manier kan optree, nie net om te sê, nee, ek glo dit nie, of nee, dis nie reg nie. Ons moet kan sê, weet jy wat, nee, hierdie ding is nie reg nie, want die Bybel sê dit, want die Bybel sê dat. Soos wat ons 'n week of 2 weke terug gehoor het, as iemand vir jou sê, maar op donderdag die 10de Oktober 2025 gaan die Here kom, dan kan ons sê, nee, jy kan nie dit sê nie. As die persoon vir jou sê, maar hoe durf jy? Dan sê hy, maar die Bybel sê, baie duidelik, ons weet nie wat die uur of die tyd is nie. Die engele weet nie, die Seun weet nie, net die Vader weet. So rus ons onsself toe om nie net ons geloof te verdedig nie, maar ek wil amper sê om op die offense te wees. Defense is, ek keer, offense is, ek druk 'n bietjie vorentoe. Luister, maar hierdie is nie reg nie. So gaan kyk na dit, wanneer jy Sondag by die kerk is, geloofsgemeenskap, gaan kyk na wat hy preek, jou predikant, hoe hy preek, wat se woorde gebruik hy, hoe maak hy dit prakties, en ek sal baie graag wil hoor hoe jy dit beleef. Asseblief, drop 'n comment in Facebook, ek weet nie meer waar mense oral comment nie, ek gaan eerlik wees. Ek het so lank terug gecomment op iets, is crazy. Maar gaan stuur 'n comment, e-pos, WhatsApp, wat ook al, en sê vir my, weet jy wat, ons beleef het so, dat mense 'n bietjie kan idees uitruil. Onthou, ons is almal mense wat
deel aan 'n kerk, as jy nie deel aan 'n kerk nie, kontak my, dat ons 'n bietjie gesels daaroor. Miskien het jy iewers ergens 'n glui gekry in die kerk. Miskien het iemand iets vir jou gesê of iets gedoen, ek weet nie. Maar gesels met my. Baie mense beleef dit en dan sê mense, "O, wag, daai dominee het daai dag vir my gesê ek kan nie dit doen of ek kan nie dat doen nie. Ek wil niks met hom dit doen nie." Praat. Hierdie ou dink hy's hoog heilig en hy's en ongelukkig was dit ook so en dit is seker nog so op sekere plekke dat predikante dink hulle ja. En dit is nie so nie, ons is net mense. Ons is regtig net mense en met die genade van die Here is ons geroep om die woord te verkondig. Ek is 'n normale ou, ek kyk TV, ek speel Xbox, ek gym, ek het kinders, ek het 'n vrou, ek kyk series, ek kyk flieks, selektief natuurlik. Ek is 'n normale mens. Predikant gaan nie Sondag huis en sit op sy bank en dan wag hy tot volgende Sondagoggend nie. Gesels. So gaan na jou leraar toe. Die laaste ding, in plaas daarvan om altyd te vra, en dit is 'n belangrike vraag, preek jou predikant of jou dominee die regte goed, vra dit, maar bid vir hulle. Ons word opgeroep om te bid tot die laaste dag, totdat die oordeelsdag aanbreek. Bid vir jou herder en jou leraar in jou gemeente. Met my persoonlike ervaring kan ek vir jou sê, dis 'n baie, soos die Engelsman sê, lonely world. Jy ken baie mense, en jy praat met baie mense, maar jy is baie eensaam. En ek dink enige herder of leraar kan saam met my stem. Bid vir hulle, dra hulle op aan die Here, en as jy vra het, en as jy worstel, vra vir hulle. En ek kan jou met 99% in my sê, hulle sal met die grootste liefde met jou wil praat, want dit is waartoe ons opgeroep word. Kerkgemeenskap, ek hoop jy het dit geniet. Ek hoop jy het 'n bietjie 'n beter prentjie van hoekom haar konteks moet wees, hoekom jou predikant, pastoor of leraar geleerd moet wees, hoekom hulle moet kyk na die Grieks en die Hebreëus, hoekom hulle al hierdie dinge moet doen. Die volgende video gaan ons net 'n bietjie praat oor hoe weet jy die kerk waar jy is reg. En dis 'n bietjie 'n moeiliker ene. Vir volgende week gaan ons bietjie fokus op standbeelde. Ek het 'n standbeeld in my huis. Dit is net 'n sin. 'n Standbeeld in my huis, is dit 'n afgod? Wat is 'n afgod? En hoe hanteer ons hierdie dinge? Kom ons bid vir ons predikante en ons leraars, ons pastore en al die mense, want hulle is leiers waar hulle moet dien, en kom ons bid dat hulle werklik die woord verkondig tot eer van die Here. Mag jy 'n geseënde dag hê, sterkte vir die donderdag, en mag dit regtig vir jou 'n dag wees vol vrede, en mag die Here jou seën. Vrede vir jou.